Soentjie en Pokkel is nog steeds boesemvriende. Hulle baljaar dikwels ure lank in die boomtoppe, tot ergernis van 'n ander eekoring wat baie jaloers is op hulle vriendskap. Spitsoor is nog steeds op Soentjie verlief. Hy probeer 'n plan uitdink om van Pokkel ontslae te raak. Hallo, juffrou Soentjie. Hallo, Spitsoor. Ons het mekaar lanklaas raak geloop, maar ek het jou pragtige gestalte dag en nag voor my gesien. Ag, hou tog op om my so te vlei. Kom is jy altyd so afsydig met my? Kan jy nie 'n bietjie vriendeliker met my wees nie? Ek's vriendelik genoeg. Het jy muisneste oor Pokkel? Miskien. Ek kan nie verstaan wat jy in die man sien nie. Ons sal baie beter by mekaar pas. Sien nog nie dat ek nie van jou hou nie. Maar dit kan baie maklik verander. Dink daaraan. As ons trou, sal ons twee kindertjies die pragtigste goedjies in die wêreld wees, my liefling. Jy het 'n ongelooflike skoonheid en ek is die elegantste eekoring in die bos. Los daai takkaar uit. Jy's die verwaandste eekoring wat ek ken. Dit help nie. Ek moet daai Pokkel regtig uit die pad kry. En ek dink ek het 'n plan. Ag ja. Ag nee, wat as ek sulke vuil neute moet eet, sou my maag dadelik omgekrap geraak het, my liewe vriend Pokkel. Dit het niks met jou te doen hoe my neute lyk nie. Ekskuus tog, maar ek het dit eintlik baie goed bedoel. Ek gee nie om, jy gee liewer pad hierso. Jy's baie onvriendelik en dit terwyl ek gewonder het of ek nie miskien van my kosbare voorraad aan jou moet afstaan nie. Wat se voorraad? Is dit iets besonders, Spitsoor? Dit lyk my nogal asof jy belangstel. Nee, ek het vergeet dat ek liewer niks van jou moet aanvaar nie. Dis nou vir jou 'n jammerte. Enigiemand anders sou altyd sy voorpote afgelek het vir hierdie aanbod. Dit klink baie spesiaal. Ek sal dit maar probeer as jy so graag wil hê ek moet dit doen. Nou maar goed, kom ons gaan eens net 'n entjie van hier af. Toe, wat sê jy daarvan? Wat is dit? Dit is sampioene. Maar waarvoor wag jy? Ga help jouself asseblief. Dit ruik baie lekker. Kan 'n mens dit regtig eet? Natuurlik, met die eerste hap begin jou mond eers behoorlik te water. Maar met die tweede en derde mondvol kry 'n mens die gevoel dat jy in die sewende hemel is. Ek het dit in die herfs gepluk en dit gedroog vir die winter. Hy eet dit regtig. En toe, wat sê jy, Pokkel? Dit smaak lekker. Eet jou gerus trommeldik. Ja, dit sou Sê my, hoe voel jy, Pokkel? Hoe bedoel jy? Ek voel lekker. Nou voel ek versadig. Wat het gebeur? Ek voel skielik nie meer so lekker nie. Nou, wat is dan verkeerd? Ek het warm en koud tegelyk, my hele lyf bewe. Ek weet nie wat met my aangaan nie. Dit lyk my die gif van die sampioene begin werk. Waar is al die meisone en jakkasse? Kom uit dat ek jy met julle kan afrek en julle lawaards.
Hoekom val jy 'n boomwortel aan? Dis mevrou Valk, ek sien jou. Watter valk? Waar sien jy 'n valk? Jy kyk nie reg nie, dis ek, Kappie Houtkapper. My opvreet, jy kan dit maar vergeet. Ek gaan jou opvreet. Bokkel, wat maak jy? Sien van jou kop af. Ooh, dis Kappie Houtkapper. Kom hoor gou hier julle. Ek moet julle iets vertel. Daar het iets verskrikliks gebeur. Wat gaan nou weer aan? Bokkel gedra hom vreeslik en aardig. Wat maak Ek weet nie hoe om dit te beskryf nie. Kom kyk liewer self. Mami, wat maak Bokkel? Ek weet regtig nie wat maak hy nie. Was jy my verraad hy van daai giftige sampioene geëet? Giftige sampioene. Die gif met die sampioene veroorsaak dat 'n mens almal in jou omgewing as vyande beskou. Aan die ander kant is jy nie in staat om die regte vyand te herken nie en sal jy byvoorbeeld nie vir gevaar vlug nie. Maar hoekom het hy dan sulke sampioene geëet? Omdat hy 'n bietjie mallerig is. Ek sê jou wys nog een. En nog een. En nog een. Sal hy weer gesond word? Nou, as hy nie te veel geëet het nie, sal hy nie doodgaan nie. Maar ek weet net hy gaan baie sleg voel. Arme Bokkel, wat het jy aangevang? Dit maak my sommer regtig baie bang. Lê net stil. Ek hoop hy word gou weer gesond. Ek is seker hy sal, maar nou moet jy eers gaan slaap. Dis al lankal verby jou slaaptyd, nie waar nie? Hoe voel jy vanmôre, Bokkel? Soentjie, wat maak jy hier? Oh. Ek weet glad nie wat my moet keer nie. Ek het vreeslike lelike nagmerries gehad, Omdat jy giftige sampioene geëet het. giftige sampioen. Kan jy nie meer onthou nie? Ja! Ek onthou baie goed, ek het giftige sampioene geëet, toe raak ek te mekaar. Ek kan nie verstaan hoekom jy dit geëet het nie. Ek weet ook nie, ek sal dit nooit weer doen nie, Soentjie. Sê jy beloof? Ek beloof ek sal nie. Wel, dit gaan nou weer goed met Bokkel. Ek is so bly daaroor. Ek was ook bekommerd. Alles het daarom goed afgeloop. Die probleem is net as 'n mens verslaaf raak daaraan. As jy een keer van die goed geëet het, kan jy nie genoeg kry nie en wil jy elke keer meer en meer hê. Moenie bekommerd wees nie, oom. Hy het my beloof hy sal dit nooit weer doen nie. En buitendien sal hy altyd onthou hoe sleg die giftige sampioene hom laat voel. Ja, ek hoop net jy's reg. Waar is hy op die oomblik? Onder by die stroompie, hy's vreeslik dors. Een sampioen. Lyk so lekker. Nee, ek mag dit nie eet nie. Ek het vir Soentjie beloof. Daar gaan hy. Oh, wat is dit? Kyk net daar. Oh, wel. Ja.
Wat doen Pokkel? Dit lyk my hy voel alweer sleg. Pokkel, jy het my beloof. Hoe is al die mense onder by mekaar? Jy mal. Dis ons, Pokkel. Jy praat met jou vriende. Wanneer af julle kan my nie op die bas lei nie. Pokkel, nie moet nie. Ek het julle my sommer gesê ek gaan met julle afreken. Ek hoop jy besef hy kon ons twee lelik seer gemaak het. Hy het weer van die giftige sampioene geëet. Dis wat hom bekeer. En het ons hom nie almal gesê hy moet dit asseblief nooit weer eet nie. Ja, maar hy het Gryspaad het gesê as 'n mens dit een keer geëet het, wil jy altyd weer afwaai. Ek dink nie ons moet hom alleen los nie. Nee, ons help hom nie. Hy het geweet dit gaan hom siek maak. Wat? As hy so hardkoppig is, moet hy met sy kop stamp, dis sy eie skuld. Natuurlik kry ek hom ook jammer. Maar wat kan 'n mens daaraan doen? Nee, ek kry hom nie jammer nie. Hy moet eintlik 'n goeie pak slaag kry, sê ek sê. Hoe kan 'n mens so dom wees? Hy is so dom. Wat doen jy hier? Is jy verbaas? Ek het lank hier vir jou gewag, Soentjie. Kan ek jou na my toe uitnooi vir 'n stukkie haselnoottert? My wêreld het haar rug op my gedraai. Sy weet dit net nie, maar nou ook nog meer van haar. En wanneer haar vriendjie van sy kop afraak van al die sampioene, word sy uiteindelik myne. Soentjie, my liefie, wil jy nie jou fyn ou pootjie op my hart sit sodat jy kan voel hoe wild hy klop as ek net na jou kyk nie? Jy is bekommerd oor jou vriend Pokkel. Dis wat verkeerd is, né? Ek bevrees jy maak 'n fout. Wat het gebeur? Julle was dan sulke goeie vriende. Hy's hardkoppig en ek hou nie van hardkoppigheid nie. Werklik, ek het gedag hy's 'n baie volwasse eekoring. Ja, ek ook, maar ek dink nie meer so nie. Ag, kom ons praat oor iets anders. Hoekom kom kuier jy nie liewer vir my nie? Nou goed, Spitsoor, laat ek tog maar saamgaan. Ek is die gelukkigste eekoring in die wêreld. Ek is nie baie gelukkig daaroor nie. En toe, wat dink jy daarvan, liefie? Soentjie, stap maar binne. Dis pragtig. Dis so interessant. Hou jy daarvan? Dis regtig elegant. Ek voel verskriklik geëerd om so iets uit die mondjie van my lieflike prinsesie te hoor. Hoekom noem jy my 'n lieflike prinsesie, Spitsoor? O, jy's nog veel meer as dit. Jy's die koningin van my hart. Jy was nog altyd goed met vleitaal. O, jy's verkeerd, ek vlei jou nie net nie. Dit kom uit die diepte van my hart en my hart behoort net aan jou en aan jou alleen en aan niemand anders nie, my engel. Maar dit is wonderlik. Ek's bereid om jou vriendin te wees, maar jy so hard probeer om my gelukkig te maak. En toe, kan 'n mens weer met jou praat? Dis jy. Ja, ek is jammer. Ek was sommer baie lelik met julle. Jy was, ja, maar nou is dit verby. Dit gaan nou weer goed met my. Waar gaan jy nou weer heen? Waarheen? Ek wou sommer net. Ek hoop nie jy wil weer van daai sampioene gaan eet nie, maar jy sal dit seker nie doen nie, né, Pokkel? O nee. Natuurlik was jy weer op pad so toe. Dink net hoe siek maak daai goed jou. Ek wil regtig nie, maar ek moet rooi pens. Ek glo nie ek kan nie sonder die sampioene klaarkom nie. Dan het jy probleme, meneertjie, want as jy dit weer eet, dan kan jy van Soentjie vergeet. Regtig rooi pens. Jy weet mos hoe Soentjie is. Sy haat enigiemand wat nie sy woord kan hou nie. Voel jy nou nog lus vir die sampioene? O nee, ek los dit liewerste heeltemal uit. Is jy baie seker? Ja. Sal jy nooit weer afwaai eet? Nee, nooit nie. Daai simpel sampioene kan heeltemal verlek wat my aanbetref. Ja, dit klink daarom nou baie beter. Gaan dadelik en vertel dit vir Soentjie. Weet jy waar sy is? Ja, sy's by Spitsoor. By wie sê jy? En toe, hoe smaak die denneboomsaad? Dis heerlik. Ek's mal daaroor. O, jy sien jy kon al vroeër daarvan gekry het, maar toe het jy net ooghare vir Pokkel gehad. Ja, snaaks, ek het hom heeltemal vergeet. Ek moet erken dat hy eintlik 'n verskriklike domkop is. Ja, ek stem saam met jou. Daar's soveel lekker goed op aarde om te eet, maar hy eet die giftige sampioene. Ek gee glad nie meer om wat hy doen nie. Hy kan maak wat hy wil. Hy kan sampioene eet soveel as wat hy wil hê. Dis reg, vergeet van Pokkel. Jy sal saam met my 'n paradys op aarde hê, my engel. Sy sit my daarin beskinder en sy maak of sy my vriendin is. Nou kan ek glo maar maak wat ek wil en ek sal dit ook doen. Jy sal net sien. Ai! Pokkel, waarheen is jy nou so haastig op pad? Ag, los my uit.
Moet nou net nie vir my sê jy wil weer van daai giftige sampioene gaan eet. Ek sal net soveel sampioene eet as wat ek voor lus het. Hoe kan jy Soentjie bekom en dan mors dood oor jou? Toe maar ek het daai ou storie ook al gehoor. As jy jou belofte aan Soentjie breek, sal sy jou nooit vergewe nie en jy weet dit. Jy heeltemal niks te doen hê nie. Wat sal dit nou weer beteken? Ooh, dit was heerlik, Spitsoor. Ek's baie gelukkig dat alles in jou smaak geval het, my engel. Dan kan ons miskien nou oor ernstiger dinge gesels. Enigiets is reg vir my. Ek is nie treurig oor hom nie. Ek voel eintlik baie lekker. Dis net wat ek wou hê. Dis amper snaaks. Ek weet jy, hy gaan weer van daai giftige sampioene eet en dan gaan hy van voor af siek voel. Ek is bly dat ek dit reg gekry het om jou siening omtrent Pokkel te verander, Soentjie. Dit was 'n wonderlike plan van my om hom met die sampioene te uitoorlê. Wat bedoel jy nou? Jy het tog nie van... Natuurlik, my engel. Ek het daar lank gewonder hoe ek van die laspos ontslae kon raak. Toe onthou ek van die sampioene. 'n Mens kan maar daarvan eet as dit gedroog is. Dit maak nie saak nie. Ek eet toe 'n stukkie gedroogde sampioen van verlede sommer en gee vir hom van die varses. En jy weet wat verder gebeur het. As dit waar is, Dis natuurlik waar. Wat bedoel jy? dan kry ek hom verskriklik jammer. Hoekom? Jy het net nog gesê dat hy 'n domkop is en dat hy kan doen wat hy wil en sampioene kan eet tot hy morsdood neerval. Wat het ek nog nie geweet dat jy hom 'n lelike streep getrek het nie. Wel, jy moet erken dit was 'n uitstekende Hou plan. op om so te spog. Ek besef nou eers dat ek ook net so domkop soos Pokkel was. Jy het my ook die hele tyd om die bos gelei. Soentjie, wat op aarde het in jou gevaar? Ek was presies net so dom soos Pokkel. Maar wat maak jy? Jy's baie slimmer as Pokkel. En buitendien is jy nou my lieflike klein prinsessie. Ek moes dit geweet het. Ek moes geweet het daar's groot fout die oomblik toe Pokkel sy belofte aan my gebreek het. Ek het 'n baie goeie voorstel. Kom ons vergeet die hele gedoente met die sampioene en maak of ons mekaar nou vir die eerste keer ontmoet. Soentjie, kom gou. Pokkel wil weer van daai giftige sampioene eet. Wat? Wat my nou toe? Ja, kom nou net gou. Nee, Pokkel, wag eers, wag vir my. Ek gaan nie die sampioene eet nie. Ek verbied jou, Pokkel. Soentjie, jy pak voor my. Die sampioene maak jou vreeslik siek en jy het buitendien beloof, Pokkel. Wat daarvan is dan ek wat siek voel? Pokkel, jy's hardkoppig. Jy praat nou sommer nonsens. Ek het nog nooit in my hele lewe so domkop soos jy gesien. Los my uit. As ek so dom is soos wat jy sê, los my dan uit. Vergeet dit. Jy gaan nie so maklik van my ontslaa raak nie, hoor jy, meneertjie? Ek is nog jou vriendin. Hoe kan jy vriende wees met 'n domkop, hè? Dis juist omdat jy so dom is dat jy 'n maatjie soos ek nodig het wat jou kan oppas. Ek is glad nie so dom soos wat jy dink nie. Ek weet byvoorbeeld hoe jy en jou ou vriend Spits oor my beskinder het. Jy het ons afgelei. Ja, ek het. Maar dit maak nie meer saak nie omdat ek lankal besluit ek dis verby met ons. Ons is nie meer vriende nie. Nee, Pokkel, jy's verkeerd. Jy het my lank genoeg gekil, dis nou verby. Nee, wag. Los my uit. Is dit dan moeilik om te verstaan? Los my uit, vroumens. Jy gaan nêrens hierdie. Jy kan dit maar vergeet. Ek gaan nie toelaat dat jy weer sampioene eet nie. Ek hou nie daarvan dat jy so lui nie. Dit gaan nie oor my nie. Ook nie oor die feit dat ek nog steeds net so baie van jou hou nie. Ag, vergeet dit. Dis nie belangrik nie, maar die giftige sampioene. Ek weier om te toelaat dat jy ooit weer van die gemors eet. Jy dink dis hy dit nou heeltemal uitgelaat, Soentjie. Hy slaap in elk geval nou. Ek weet sommer net dis alles verby. Wie weet, miskien doen hy dit weer as 'n mens hom nie goed dophou nie. Hy kan daarom nie so dom wees nie. Almal van ons weet dit. Selfs die domste ouetjie leer naderhand uit sy foute. Ja, Rooipens, maar hy het 2 keer van die giftige sampioene geëet. Alle goeie dinge gebeur in 3. Hoekom nie ook die slegte nie? Wat dink oom daarvan? Nou, dis wat so gevaarlik is van die giftige sampioene. As jy nie baie wilskrag het nie, is dit verby. Dan kan jy dit net nie weerstaan nie. Ek dink ons moet gaan kyk. Pokkel! Pokkel, slaap jy nog? Ooh, hy's weg. Hy is dan weg. Hy's regtig Weg. Pokkel! Toe julle aklige sampioene. Wat het julle gedink? Ek is klaar met julle. Ek is klaar. Wonderlik. Is jy nou bly? Ek moes kom kyk of ek weer sonder die sampioene kan klaarkom, Soentjie.
Jy sien, dis vir my baie belangrik dat ons twee weer vriende is. Vir my ook, ek is baie bly. Ai, gelukkig het alles weer goed afgeloop. Dit is nou maar so. As 'n mens goeie vriende het, kom jy net soveel makliker deur die lewe. Dis hoe dit ook met Pokkel gegaan het. Hy sal nooit weer van die giftige sampioene eet nie. Daar's baie diere in die bos wat eekoringetjies en die ander klein diertjies altyd rondjag. Daarom is iemand wat 'n jakkals vang natuurlik die grootste held op aarde. En Stompie, die klein eekoringetjie, het dit so waar reg gekry om die ander diere te oortuig dat hy 'n jakkals gevang het. Dis seker nie snaaks dat Pokkel hom wil naap nie. Maar dat hy nou juist deur middel van 'n valk wil bewys hoe dapper hy is, dit is nou regtig dom as strand. As 'n jakkals of 'n valk verskyn, is daar net een ding om te doen: vlug.